Goeiemôre, liewe familie van Bridgetown. En dit is vir my weer lekker om vanmôre te weet dat ons by mekaar kan wees, al mag ons nie naby mekaar kom nie. Wat 'n wonderlike voorreg het ons om verlede week Paasnaweek te kon vier en te weet dat die Here opgestaan het en dat hy ook nou in hierdie tyd opnuut saam met ons sal loop. Die belofte van Jesus wat uit die graf uitgekom het, staan vandag nog net so sterk soos wat hy 2000 jaar terug gestaan het toe die Here waarlik opgestaan het. En ons weet dat Jesus nie in sy beloftes sal terugstaan nie. Ek kyk hierdie week op Netflix, baie van julle het dalk Netflix, 'n dokumentêr van Morgan Freeman, wat hy soek die oorsprong van God in hierdie hele storie. En dit is interessant in die tye wat hy, of in die plekke wat hy besoek, praat hy met 'n klomp ouens van verskillende gelowe oor die hele wêreld heen, van boeddhisme tot hindoeïsme, Christendom, Islam. Alles gesels hy met die ouens oor verskillende teorieë of verskillende konsepte wat binne elke geloof bestaan. En die laaste episode wat ek gekyk het, was hy op soek na die einde van die wêreld of die eindtyd, as 'n mens dit nou so kan noem. En dit was my baie opvallend, die boeddhistiese manier van dink rondom die eindtyd is dat daar is nie iets soos 'n finale eindtyd nie, maar eerder elke einde is 'n begin vir 'n nuwe. En ek dink toe nou nogals, maar hierdie pandemie waarin ons vasgevang word, waarin ons sit op die oomblik, is eintlik ook maar 'n nuwe begin vir 'n alternatiewe manier van dinge doen. Ons het skielik moes plan maak om kerk op 'n ander manier saam te kan hou. Ons het skielik moes plan maak hoe ons lewens kan draai rondom om ingeperk te wees. En skielik het die einde van 'n era so half aangekom en 'n nuwe era het opgestaan waarin ons nog steeds die kerk kan wees. Iemand sê vir my in die week, daar's so 'n prentjie waar God en die duiwel by mekaar sit en hulle praat en die duiwel sê, kyk, ek het al jou kerke toegemaak. En dan antwoord God en hy sê, inteendeel, ek het 'n kerk in elke huis oopgemaak. So mag julle, wanneer julle vanmôre weer saam kerk hou as familie, en ook saam as die groter geloofsgemeenskap, weet dat hierdie is 'n nuwe begin vir ons Vader. Mag julle weet dat God betrokke is in hierdie en dat hy ons nie alleen los, ook in hierdie moeilike tyd, hierdie onbekende tyd waarin ons is nie, maar dat sy beloftes ook in hierdie era saam met ons sal wees. Mag julle welkom wees vanmôre in die huis van God. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 6 vers 37 en 38 wat sê, moenie oordeel nie en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en vir julle sal gegee word, 'n goeie maat ingestamp, geskit en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. En wanneer 'n mens mooi gaan dink, dan sal jy altyd aan iemand kan dink wat jy dink, of wat jy sê jou ietsie skuld. Dalk dink jy, daar's iemand daar buite wat jou 'n verskoning skuld. Dalk is daar iemand wat vir jou 'n tweede kans skuld. 'n Nuwe begin miskien, of dalk 'n verduideliking vir ietsie. Ons kan soms voel asof iemand dalk net vir ons 'n dankie skuld vir dit wat ons vir hulle gedoen het, of ons kan voel dat iemand ons hele lewe skuld. Ons hoor dit baie. Ons hoor baie mense sê, my ouers moes my vroeër vertel het van die eise van die lewe. Hulle moes my beter voorberei het op dit wat vir my wag, sodat ek 'n beter sukses van myself kan maak. Hulle moes nie so kwaai met my gewees het nie, want dan het ek dalk anders uitgedraai. Hulle moes meer aandag aan my gegee het. En in dieselfde asem kan ons weer hoor ouers wat sê, ja, my kinders moes my maar net meer waardeer het. Die ouderling moes my dalk net meer kom besoek het, maar nie eers gepraat van die dominee nie. My man of my vrou moes beter na my geluister het. My baas of my werkgewer moes my nog 'n kans gegee het, sodat ek myself kan bewys hierdie keer. En so kan ons aangaan, liewe familie. Maar die feit van die saak bly, dat of ons nou reg of verkeerd is, ons voel gereeld, asof daar iemand in hierdie wêreld is, wat ons ietsie skuld. En soms is dit regtig so,
maar soms miskien nie. Maar dit is hoe ons voel, baie keer, dikwels voel ons so. Nou een van die belangrikste vrae wat ooit oor 'n Christen se pad sal kom, en ook weer en weer en weer gaan kom, is hoe gaan ons om met die mense wat ons glo by ons in die skuld is? Wat doen ons met hulle? Ergens in jou verlede of in my verlede het iemand my te nagekom. Nou daai persoon weet dit en ek weet dit ook. Maar wat gaan ek nou daaraan doen? Nou hierdie vraag, wil ek so half sê, is eintlik een van die belangriker vrae in die lewe. Daar is min vrae wat belangriker is hierdie. Want om skuld reg te hanteer, lê in die middelpunt van die mens se geluk. Nou kom ons begin deur hierdie baie belangrike vraag te probeer beantwoord vandag. Nou God se huis, liewe familie, het 'n gang, soos enige ander huis. Maar God se huis is so gebou, dat 'n mens nie van een vertrek na die volgende vertrek kan gaan sonder om deur die gang te loop. Wil jy van die sitkamer na die studeerkamer toe gaan? Jy's reg, jy moet deur die gang loop. Wil jy van die kombuis na die kapel toe gaan, na die uitkyktoring toe? Jy's reg, jy moet deur die gang loop. En omdat dit dieselfde is vir almal van ons, al God se kinders wat in sy huis bly, gaan dit natuurlik en sal jy altyd, wanneer jy in die gang loop, ander mense raakloop. Dit kan miskien mense wees met wie jy in vrede leef, maar dit kan ook dalk daai mense wees wie jy glo jou ietsie skuld. Dit kan daai mense wees wat vir jou pyn veroorsaak het. Nou wat gaan jy doen, vra God, wanneer jy hierdie mense in die gang van sy huis raakloop? In die gang van God se huis waar julle albei woon, jy en die persoon wat jou skuld. Dit wat ons met ander se skuld behoort te doen, vind ons in Matteus, wat ek nou vir ons gaan lees. Net nadat Jesus vir ons in Matteus 6 vers 12, van die begin van 6 vers 12, vertel van die genade wat ons ontvang wanneer God ons skuld vergewe, praat hy dan van die genade wat ons moet uitdeel. En ek wil graag vir ons lees Matteus 6 vers 12, vers 14 en vers 15, wat sê, en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dan gaan Jesus aan en hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredings nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredings ook nie vergewe nie. Nou wat is dit wat Jesus eintlik hier probeer sê? Eintlik sê hy iets baie eenvoudig. Hy sê om wraak te neem op die mense wat jou iets skuld, om iemand terug te betaal met dit wat hulle vir jou gegee het, kan en gaan jou waarskynlik baie duur kos. Jy gaan 'n baie duur prys daarvoor betaal, al dink jy nie altyd so nie. Jy gaan 'n prys betaal wat betref jou verhoudinge met ander mense. Want wie wil in die geselskap wees van iemand wat se bestaan gemaak word uit wraak, of om mense terug te kry vir dit wat hulle aan hom gedoen het? Mense wat lewe volgens die beginsel, 'n tand vir 'n tand en 'n oog vir 'n oog, sal jy sien, is baie keer alleen, sonder vriende en sonder enige egte sinvolle verhoudings. In die tweede plek, as jy so gaan lewe, betaal mense 'n prys wat betref jou fisiese, jou liggaamlike. Job sê in Job 5 vers 2, dat verbitterdheid 'n dwaas doodmaak. En in 18 vers 4 sê hy, dat iemand wat in woede teenoor ander lewe, uiteindelik homself later deur sy eie woede sal verskeur. Iemand wat lewe daarvoor om ander mense terug te kry, kan nie rus vind nie, sal nie rus vind nie. Want hoe kan so 'n mens rus hê? Jou vyand gaan dalk nooit uitkom nie, hy gaan dalk nooit terugkom nie. Soveel soos wat jy reken, jy verdien 'n verskoning, net soveel reken daai persoon dalk dat jy verdien nie 'n verskoning nie. Die een wat jou te nagekom het, mag dalk nooit berou toon nie. Hy of sy mag dalk nooit verander nie. So die kanse bestaan dat jy in elk geval nooit geregtigheid sal kry vir dit wat jy voel jy dit nodig het nie. En as
As dit gebeur, as ons nou wel slaag, sal daai persoon se verskoning dan genoeg wees? Want hoe goed moet die verskoning wees, sodat ons nou kan sê, nou is ek tevrede. Nou het ek vrede gevind in jou antwoord en jou verskoning, en ons is nou okay. As jy gaan lewe met hierdie wraak, gaan vrede binne jouself jou altyd ontwyk. Jy sal dit nooit hê nie. Vrede, sê Jesus vir ons in hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het, sal alleen deel word van jou lewe as jy sy woorde in Matteus 6 vers 12, vers 14 en vers 15 ernstig opneem. Kom ons lees dit gou weer. Vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredings nie vergewe nie, sal die Vader julle oortredings ook nie vergewe nie. Deur hierdie verse leer ons wat die hoogste prys is wat ons betaal as ons nie vergewe nie. Hierdie verse leer vir ons wat ten diepste die oorsaak is van die onvrede wat soms so erg in ons is, as ons nie wil vergewe nie. En hierdie woorde, of die antwoord hierop is jy word geestelik arm. Geestelike armoede is die gevolg hiervan. Nou dit is nie maklik om hierdie verse te verstaan, reg te verstaan. So voordat ons sê wat ons dink dit beteken, kom ons sê eerder wat dit nie beteken. Die verse wat ons gelees het, wil nie vir ons sê dat ons God se genade verdien deur genade te betoon nie. Nou as 'n mens dit die eerste keer deurlees, dan moet 'n ou sê, dit is eintlik wat daar staan, dit is eintlik wat Jesus sê. Jesus sê, as jy jou vyande vergewe, sal God jou vergewe. Maar so 'n interpretasie van hierdie skrif is doeteenvoudig nie moontlik nie, want dit loop nie in lyn met die res van die Bybel nie. Dit is nie in lyn met die boodskap van die Bybel nie. As ons dan 'n vergifnis kan kry deur te vergewe, hoekom het ons 'n verlosser nodig? En as ons vir ons sondes kan betaal, hoekom het Christus aan die kruis gaan vir ons so lank gelede, wat ons verlede week gevier het? As verlossing die gevolg kan wees van ons eie goed, van dit wat ons self doen, hoekom het Paulus uitdruklik vir ons gesê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie van julle self nie, dit is 'n gawe van God, wat ons lees in Efesiërs. Verlossing, liewe familie, is 'n gratis geskenk, en so ook vergifnis. Nou, ons het verlede Sondag by die kruis van Jesus, en toe by die leë graf van Jesus stilgestaan. En Jesus het finaal met al ons sonde afgereken, met daai wat gebeur het verlede naweek. Nou as Jesus dit gedoen het, as daardie offerdood reeds ons met God versoen het, hoekom moet ons dan nou nog bid en vra, Here, vergewe my al my sondes? Is eenvoudig, dink ek. En ek dink dis dieselfde rede vir ouers wat kinders het, weer eens, ek het nog nie kinders nie, maar ek kan dink hoe dit moet wees. Ek dink die vergelyking wat ek wil maak, is om te sê dat jy van jou kinders sal verwag om dieselfde te doen. So wat ek bedoel is, as een van jou kinders 'n huisreël breek, iets doen oneerlik is, of ietsie breek, of miskien die kar stamp, of wat ook al, verwerp jy hulle mos nie. Jy jaag hulle nie uit jou huis uit en verwag van hulle om hulle van te verander, sodat hulle nie meer deel is van jou gesin nie. Maar jy verwag wel van hulle om eerlik te wees en verskoning te kom vra. En totdat hulle dit doen, sal julle verhouding daaronder ly. Die aard van julle verhouding sal nie meer dieselfde wees nie. Jy gaan nog natuurlik hulle ouer bly, maar die intimiteit van daardie verhouding gaan nie meer dieselfde wees nie. Dieselfde gebeur in ons verhouding met God. Belydenis van ons sondes skep nie 'n verhouding met God nie. Dit verdiep dit voed die verhouding met God.
As 'n gelowige verander ons skuldbelydenis nie ons posisie voor God nie, maar dit verdiep ons vrede met God. Want wanneer jy bely, wanneer ons sondes bely, stem ons saam eintlik. Ons hou op om met God te stry en ons stem met hom saam oor al ons sondes. Onbelyde sonde lei tot 'n plek van oneenigheid. Jy mag dalk nog steeds God se kind wees, maar jy wil nie met hom praat nie. Hy het jou steeds lief, maar totdat jy erken wat jy gedoen het, gaan daar spanning in daai huis wees. Maar wanneer ons sondes voor God erken, is dit eintlik soos 'n graad 1 wat voor sy graad 1 kindjie wat voor sy juffrou gaan staan met 'n prentjie wat hulle moes inkleer waar hy wild en woes oor die lyne ingekleer het. En hy sê, juffrou, kan ek asseblief oorbegin op 'n skoon prentjie? Natuurlik, sê die juffrou dan vir hom. Of soos wat Dawid in Psalm 32 vers 1 sê, dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Sal dit ooit kan gebeur dat die juffrou daai kind se versoek vir 'n nuwe prentjie sal weier? Dit mag dalk gebeur, veral as sy die klas bietjie dopgehou het en miskien gesien het hoe daai einste kind die maatjie langs hom ietsie geweier het toe hy gevra het. Ons sou ons nie vir haar kon kwaad wees as sy dan eers vir hom dalk 'n les probeer leer het en vir hom sê, weet jy wat, ek gaan met jou maak soos wat jy gemaak het met die maatjie langs jou. Ek gaan nie vir jou gee wat jy wil hê nie, want jy het geweier om te gee toe iemand gevra het. Dis 'n eenvoudige voorbeeld, familie, maar wat eintlik die basiese betekenis van hierdie verse vir ons uitlig. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Vergeef ons oortredinge soos ons die vergewe wat teen ons oortree het. Behandel my, Here, soos wat ek my naaste behandel. Gee vir my wat ek vir hulle gee. Gee aan my dieselfde vrede wat ek aan die mense rondom my gee. Laat my dieselfde verdraagsaamheid of geduld geniet wat ek aan ander mense gee. In enige gemeente, glo ek, is daar twee soorte Christene. Die wat aansteeklik is in hulle vreugde en die wat eintlik ander mense heeltyd wegstoot met hulle gekla oor alles. Die een persoon is altyd dankbaar en die ander een is maar altyd moeilik. Albei van hulle het vir Christus aangeneem. Albei van hulle is gered en op pad saam met Jesus in hulle lewensreis. Maar die een sien altyd die reënboog en die ander een sien net altyd die reën. Nou wat sou hierdie verskil eintlik kon verklaar vir ons? Sou dit nie kon wees dat hulle wat dieselfde mate van vreugde ervaar wat hulle aan hulle skuldenaars gegee of die mense wat hulle skuld gegee het nie? Is dit nie dalk hoekom ons hierdie verskille het nie? Die een het gesê ek vergewe jou en dit werklik bedoel. Die ander het gesê ek is kwaad en ek leef kwaad vir almal. In Lukas 6 vers 37 en 38 wat ons gelees het, sê Jesus, spreek vry en julle sal vrygespreek word en vir julle sal gegee word. Dit is die groot verskil hierso. Kyk maar gerus rondom jou na die lewe van ander Christene. Hulle is dalk nie heeltemal so suur soos wat ons is nie. Ons het nog altyd eintlik gewonder hoekom ons nie so vol vreugde soos hulle is nie. Hoekom is ons eintlik maar altyd moeilik? Hoekom die verskil? Dalk kan ons dit nou 'n bietjie beter begin verstaan. Is dit nie miskien, familie, omdat God vir ons, wat so moeilik is, so knorrig is, presies gee wat ons aan die ander mense gee nie? Gee vrede en jy sal dit in jou lewe beleef. Gee vergifnis en jy sal vergifnis begin beleef. Jy sal vergewe voel. Vergeef ander en jy sal rus vind in jou lewe. Ek wil afsluit. Die sinnetjie of die gebed, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dan die kommentaar of die verduideliking wat Jesus tot hierdie stukkie byvoeg, na die Onse Vader gebed in Matteus,
wat sê, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal die hemelse Vader julle ook vergewe. Beteken nie dat ons vergifnis 'n voorwaarde is vir God se vergifnis. Dit wil sê, God maak soms met jou en met my, soos wat ons met sy kinders maak. Ons is God se kinders. Hy maak so met ons, soos wat ons met die res van sy kinders maak. As jy nie vreugde uitdeel nie, moenie vreugde in jou lewe verwag nie. As jy nie vrede gaan soek met ander nie, moenie wonder waar die vrede in jou lewe ewe skielik heen is nie. Want hulle wat nie wil vergewe soos hulle hemelse Vader vergewe het nie, hulle het nie opgehou om God se kinders te wees nie. Hulle is dit, hulle bly dit, natuurlik. Maar ons iets fout, daar is spanning in die verhouding met God, die intimiteit van die verhouding is eintlik weg. Die vonk, die vlam, is weg. Iewers is iets nie reg nie. En die rede daarvoor is dalk eintlik eenvoudig, omdat God aan hulle gee dit wat hulle aan ander gee. As ons wat dit ervaar, dit anders wil hê, dink ek, die oplossing is eintlik nogals baie maklik. Volgende keer, wanneer ons in die gang van God se huis afstap en ons stap in daai mense vas wat ons glo ons ietsie skuld, kom ons gee vir hulle wat ons graag wil hê God aan ons moet gee. En as ons dit kan regkry, as ons dit regtig kan regkry, sal ons alles van God af ontvang wat ons van hom wil hê. Amen. Liewe familie, hoe lekker is dit dat ons vandag weer by mekaar kon gewees het in die huis van God en ook weer 'n bietjie verder gereis het hier na die einde van ons reis deur die Onse Vader gebed en ook deur die huis van God. Ek wil graag net vir julle enkele goedjies noem oor die pad wat vorentoe vir ons lê en wag. En ek sê dit hier buite in my tuin, want dit is vir my tog so lekker om hier te kan wees waar dit groen is, waar dit mooi is. En ek glo dat julle elkeen ook die natuur skoon rondom julle so baie waardeer, soos wat ek doen. Wanneer ons dan weer as 'n gemeente by mekaar kan kom, hopelik sal dit dan nou daai eerste Sondag in Mei wees, het ons gesê dat ons 'n dankdiens of 'n dankfees sal hou, ook om dankie te sê vir die Here wat ons gedra het deur hierdie tyd, in hierdie tyd, dat hy saam met ons was en dat ons geweet het ons nie vir een oomblik alleen was nie. Net 'n verdere ding dan, ons het ook gevra dat almal hulle kollektes sal terughou of uithou, eenkant hou oor hierdie paar weke wat ons nie by mekaar kan wees nie, en dat ons ook op so 'n manier dan daai dag spesifiek ook daai kollekte gee en ook op so 'n manier weer dankie sê dat ons op so 'n manier weer deelneem aan die koninkryk van die Here. Ons het ook dan ook in April het ons dankfees, soos wat ons in Oktober ook het. Weet ek dat ons het nou ook in April ook 'n dankfees wat ons ook dan vir mense net wil vra, asseblief onthou ook van die dankfees wat hierdie maand is, maar ons gaan ook probeer kyk hoe ons dit kan kombineer met ons uiteindelike dankfeesdiens wat ons gaan nou, ons dankdiens wat ons sal hê wanneer ons weer by mekaar kom. Mag elkeen van julle nog steeds in die genade van die Almagtige leef. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee
ons vandag ons dag se brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen.